Daar was 'n man wat volgens die Bybel 38 jaar lank gelê en wag het vir 'n wonderwerk. Hy het daar gelê en wag vir iemand om hom te help om in die water in te kom. Want die water bring genesing, die water het die krag om sy lewe te verander. En die water is sy enigste hoop. Maar 38 jaar, soos van hierdie ou mense sal weet, is 'n lang tyd. En niemand help hom nie. Niemand is daar vir hom nie en sy frustrasies is next level. Sy frustrasies is hoog en hy is besig om net te sukkel en ek dink sy skouers het vorentoe gegaan. Niemand sien hierdie ou raak nie. Hierdie ou sukkel net. En ja, jy is slim. Ek praat van die verlamde man by die poel van Bethesda, en as jy dit nie geweet het nie, moenie sleg voel nie. Ons praat oor die verlamde man by die poel van Bethesda, die bad van Bethesda, in Johannes 5. Nou, om so klein bietjie konteks vir jou te gee oor die storie, elke nou en dan sal daar 'n engel afgekom het en die water geroer het. En wanneer die water dan geroer is, dan die eerste een wat in die water gekom het, is dan genees. Het dan totale genesing beleef en dit was net fantasties. En so daar was die heeltyd hoop, maar die probleem was, is jy moes eerste in die water kom. So hier lê die verlamde man, en ek weet nie of jou brein die connection maak nie, maar iemand wat verlam is, kan nie self in die water kom nie. Dankie. Oom, jy is baie slim vanoggend. Maar hier kom Jesus op die toneel, en ewe skielik is die een oor wie hierdie poel eintlik profeteer, staan voor hierdie verlamde man, en Jesus vra hom in Johannes 5 vers 6, vra Jesus om die vraag, en dit is 'n eenvoudige vraag, en hy vra, wil jy graag gesond word? Dis 'n eenvoudige vraag. Maar hoor hoe antwoord die man toe vir Jesus, en die Passion Translation sê dit so mooi, vers 7 in die Passion Translation sê, the sick man answered, Sir, there is no way. Daar's nie 'n manier nie. There's no way I can get healed, for I have no one to lower me into the water when the angel comes. As soon as I try to crawl to the edge of the pool, someone else jumps in ahead of me. Eintlik wat hierdie ou sê is, meneer, 38 jaar, as daar 'n plan is om gemaak te word, het ek hom al gemaak, dit het nie gewerk nie. 38 jaar, ek sukkel al so, daar is nie 'n manier nie, niemand wil my help nie, niemand is daar vir my nie, niemand sien my raak nie, soos, asseblief, ek wil gesond word, dis hoekom ek hier lê. Maar daar's 'n klomp verskonings, en Jesus staan voor hom, die lewende water, staan voor hierdie ou, die wonderwerker, die geneesheer, die een wat vir ons daar is, staan voor hom, en al wat hierdie ou kan doen, is hy kyk vas in verskonings. Hy kyk vas in hoe onregverdig die situasie is, hoe niemand hom help nie, hoe niemand hom raak sien nie, en die verwerping en die hopeloosheid wat hy beleef as gevolg van sy situasie, en die feit dat hy nie self iets kan doen aan sy situasie nie. Hy is nie goed genoeg nie. Laasweek, een oggend vroeg, toe ek kom bys toe gaan om vir my koffie te maak, sodat ek actually kan, jy weet, wakker word en weet wat ek lees as ek Bybel lees. Toe ek die kombuisvloer aansit, toe lê daar 'n vis op die vloer. En hierdie vis lê daar. Nou ek het die vorige dag, het ek die vistank, het ek so 'n bietjie nuwe watertjies ingegooi, ek het die filtertjies skoon gemaak, jy weet, al die mooi goedjies gedoen, bietjie liefde, TLC vir die vistank gegee. En uit die liefde van my hart, het ek die deksel oopgelos. Want, enigiemand wat vistanks het, weet, die water ruik partykeer so klein bietjie styf. Amen. Okay, vir die van julle wat nie vistanks het nie, dit is soos wanneer jy jou kind se kamervenster oopmaak na 'n groot doek. Hy moet bietjie breathe. Daar moet net bietjie ventilasie wees, dan is alles weer okay. En so dis nou wat hier gebeur. Maar hier lê die vis op die vloer, hy lê daar, en ek het vandag vir jou 'n vis op die vloer. Jy kan hom nie sien nie, hy is op die vloer. En nog voordat ek kafeïne in my stelsel het, praat die Here met my, en hy sê vir my dat sonder hom, sonder God, is ek soos daai vis op die vloer.
Wanneer ek dink ek weet beter, wanneer ek my eie manier probeer volg en wanneer ek my eie wysheid najaag, wanneer ek my eie idees en interpretasies probeer uitvoer, my eie planne maak en wanneer ek my hoop in dinge sit, en wanneer ek afhanklik raak van iets anders as God, is ek maar net soos die vis op die vloer, wat iets buite die tank raak sien en dink, dalk is dit beter. Wat buite die tank probeer swem. En daar is 'n tank. Daar is 'n tank met water in, nuwe water, al daai mooi goedjies, maar daar's 'n raamwerk waar volgens elkeen van ons gemaak is om te leef. Ons het 'n original intent, daar's ons 'n raamwerk, 'n speelveld wat die Here vir ons gecreate het om in te speel, waarin ons gemaak is om te floreer. Dis die environment wat ons optimaal gaan groei en lewe. En die water, as jy gewonder het, is binne in die tank, nie op die vloer nie. En partykeer lyk buite so mooi. En wanneer ons uit die tank uitgaan of uit die tank uitspring, is dit nie God se skuld nie. Dis ons eie skuld. En ek wil vir jou 'n vers lees in Johannes 15 vers 5, waar Jesus self praat en hy sê die volgende, hy sê ek is die druiwestok. Julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle dra baie vrug. En dan hoor mooi, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons is gemaak om in die tank te swem. En wanneer ons dan teleurgesteld is, dan was dit nie God wat ons teleurgestel het nie. Dit was ons. En Kobus het dit so mooi gesê laasweek, is ons het 'n verantwoordelikheid. Elkeen van ons as kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid en een van daai verantwoordelikhede is om in die tank te bly. Waar hy ons gemaak het om te wees. Ons moet seker maak wat is op sy hart, nie ons eie prentjie nie. Maar Jesus staan voor hierdie verlamde man met al sy verskonings. En ek wonder wat het hierdie man gedink gaan Jesus kom doen. Nadat Jesus nou sy storie gehoor het en gehoor het hoe onmoontlik dit is vir hom om self in die poel te kom. Jy weet, Jesus gaan nou 'n bietjie simpatie uitdeel. Jy weet, dis wat ek dink hy sou voorgewag het. Ek dink hy dalk gedink dat Jesus gaan afpik en hom help tot by die water. En dan, jy weet, oor dat Jesus autoriteit het, hy lyk soos 'n meester, staan hy daar en dan sê hy vir almal, julle wag nou, dis hierdie man se beurt. Of miskien het hy gedink, Jesus gaan 'n ander stelsel in plek kom sit. Jesus gaan, jy weet, dies wat langste daar lê, gaan eerste wees. So dan hy gaan hulle dalk begin nommer. Jy's eerste, jy's tweede, as die engel kom, dan as dit jou beurt, niemand anders skiep die tou nie. Jy weet, soos kleuterskool. Jy weet, so ons organiseer hulle net. Dat almal uiteindelik iewerster in die water kan inkom. Of miskien het hy gedink, Jesus gaan die regverdige ding doen en jy weet, die wat dit die langste daar is, wat dit die meeste verdien, jy weet, 38 jaar, jy weet, die meeste genade voorgee. Jy weet, wat gaan Jesus doen? Want hierdie man se enigste hoop was die bad. Die man se enigste hoop was om in die water te kom. Maar nee, Jesus het 'n ander prentjie. Jesus het 'n ander plan. In die Bybel staan dat his ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. Ons verstaan nie altyd die Here se plan nie, maar die Here het 'n plan en hy kyk anders na ons probleme as wat ek en jy na ons probleme en ons frustrasies kyk. Hoor wat sê hy verder in Johannes 5 vers 8 en 9. Jesus sê toe vir hom, staan nou op, tel op jou slaapmaatjie en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Ons het nie al die antwoorde nie, maar Jesus het. Ons weet nie hoe dit alles gaan uitspeel nie. Ons het klomp idees en klomp dinge en klomp planne en ons eie krag kan dit net nie. Sonder Jesus kan ons nie self in die water inkom nie. Hy is die water. En wanneer God met jou praat, wanneer Jesus met jou praat, kyk hy nie vas in dit wat vir jou onmoontlik is nie. Hy kyk nie vas in hoe jy die situasie sien nie. God operate nie soos wat ek en jy dink nie. Ek dink die laaste ding wat daai verlamde man wou gehoor het of gedink het hy gaan hoor is staan op. Hy sê, ek probeer al vir 38 jaar.
Dis nie wat hy gedink het gaan gebeur nie, maar dit was die opdrag van God gewees. Van al die planne wat ons kan maak, kies die Here gewoonlik die een wat ons nie gemaak het nie. Hy is God en hy kan doen wat hy wil. En ons weet vir ons God is niks onmoontlik nie. In Lukas 1 vers 37 confirm dit. Maar sy hart, God se hart, is altyd dat ons in die water sal swem. Dat ons naby aan hom sal wees. En dat ons naby aan hom sal bly. Nou ek wil vandag vir jou sê, God sien jou raak. God sien jou raak net daar waar jy is, en dalk voel jy soos daai vis op die vloer. Dalk voel jy net, die struggle is te groot. Die Here sien jou raak. Die Here sien jou daar waar jy is, hoe jy probeer, hoe jy sukkel, hoe jy planne maak, hoe jy dinge probeer doen, al hierdie goed, God sien die effort raak. God sien jou. Hy sien die moedeloosheid, hy sien die verwerping, hy sien die seer, hy sien die gebrokenheid, en Jesus kom en hy condemn jou nie daarvoor nie. Hy kom en hy sien jou gebrokenheid, en hoor wat sê Jesaja 42 vers 3, so bekende vers, hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand, sal hy nie uitdood nie. Die Passion Translation van daai vers sê, he would never crush a broken heart, nor disregard the weak and vulnerable. Wanneer jy voel soos 'n vis op die vloer, is dit nie Jesus wat soos ek net gaan en kyk, is my kinders wakker? Nee, hulle is nie wakker nie, gryp 'n papier, gooi 'n vis in die asblik. Dis nie wat die Here doen nie. Hy tel ons op en hy kom sit ons terug in die water. Sy krag. Hy sien jou. Wat ook al jy op die oomblik deurgaan, God sien jou raak. Hy gee om vir jou, want jy is belangrik vir hom, want jy is syne. Ons is nie gemaak om sonder God te funksioneer nie. Ons kan nie. Ons is gemaak om in verhouding met God te staan. Om in die water te swem. En dis hoekom Jesus gekom het, is sodat dit wat tussen ons was, dit wat ons gekeer het om in die water te swem en naby aan God te wees, te verwyder, skuld, skaamte, seer, sonde, al daai dinge, is nie meer 'n issue nie, want God het daarmee gedeel. Ons is skoon gewas, ons is vergewe. Johannes 3 vers 16, Jesus het gekom sodat ons kan lewe. Daarom kan ons met sekerheid sê dat dit was nie ons wat onsself in die vistank gesit het nie. Dit was nie ons wat gesien het dat ons maak het nie en besluit het, want dit is maar beter om in die tank te wees en daai eie effort, dit was hy wat ons opgetel het en in die tank gesit het. Dis deur sy genade wat ons regverdig gemaak is. Efesiërs 2 vers 10, dis net sy genade. Dis net hy wat ons optel. 'n Verhouding het twee kante. Ek weet julle almal was al in 'n verhouding waar jy mense WhatsApp en hulle reply net nooit nie. Jy sien hy gaan blou, baie regmerkies. Stilte. Nee, amen, julle ken dit. As jy dit nie ken nie, stuur vir my 'n WhatsApp, ek sal jou ignoreer. 'n Verhouding het twee kante. Dit sou cruel gewees het van God om ons te maak vir verhouding, om naby aan hom te wees en dan nie met ons te praat nie. Dit sou regtig cruel gewees het van hom om dit te doen. En Jeremia 33 vers 3 sê die volgende, hy sê, roep my aan. En dan hoor wat sê hy, ek sal jou antwoord. Ek sal jou antwoord. En hier is nou net my eie observasie, nee. Ons weet en ons glo dat God hoor ons. Ons weet dit, ons lees dit in die Bybel, ons sien dit, ons bid, en as ons nie dit geglo het nie, sou ons nie gebid het nie. Ons glo God hoor ons, amen. Maar vir een of ander rede is dit vir my asof ons partykeer sukkel om te glo dat God ons regtig antwoord. Is dit vir ons moeilik om te dink dat met al die verskonings en met al die dinge dat God regtig met ons praat. En ons het verskonings en ons het prentjies en ons het eie planne, en wanneer God se stem dan nie inpas by ons prentjie nie, en hy antwoord ons nie soos wat ons gedink het nie, die staan op en loop wat nie in die prentjie van ons lewens inpas en ons gedagtes inpas nie, dan maak ons dit af as, ag nee wat, dit was maar net ons eie idees, dit was nou maar net, ag nee, dis belaglik, dis onmoontlik.
Maar ek wil dit vandag vir jou bitterlik duidelik maak. En as jy net een ding hoor vandag, hoor hierdie volgende stelling. Het sê, God hoor jou, maar ook jy hoor God. Jy is gemaak vir verhouding, jy is gemaak vir hierdie nabyheid aan God, en dit beteken, God praat met jou, en jy het die ability om God te hoor. Jy kan sy stem hoor. Ons is gemaak om naby aan hom te wees, en hy praat met ons. En as jy vandag hier sit en jy glo dat God praat nie met jou nie, oor dat daar te veel sonde in jou lewe is, asseblief hou net op om so te dink. Dis nie die waarheid nie. Moenie vaskyk in die leuen en moenie val vir die leuen wat sê dat jy moet jouself eers skoon kry en dan kan jy eers in die water kom nie. Dit is in die nabyheid van Christus, in die tank wat ons skoon gewas word. Jy was nie jouself met 'n waslap en dan klim jy in die shower nie. Dit is dom. Christus kom en hy is die een wat ons skoon gewas het. Ons kan dit nie self doen nie. Hy het ons vergewe, hy het ons skoon gewas, hy het ons nader getrek. Ons het dit nie eens verdien nie. Dit is sy genade. Jesus het dit namens jou gedoen. Daarom het ons vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid. Ons kan ons skouers terugtrek, na die yskas toe loop, en die yskas oopmaak. Jy doen nie dit by ander mense se huis nie, maar jy doen dit by jou pa se huis. Ons het vrymoedigheid, want ons weet, ons is sy kinders. Daar's niks tussen ons en God nie. Hy het alles gedoen om ons nader te trek. Ons is in verhouding met hom en sy kinders hoor sy stem. Hy het aan die kruis gesterf, ons sondes gedra. Hy het ons skoon gewas. Moenie val vir die leuen wat sê dat jy is nie goed genoeg om hom te hoor nie. Moenie val vir daai leuen wat sê, as jy maar net hierdie en hierdie nie gedoen het nie, dan sou die Here dalk met jou gepraat het. Moenie daai leuns entertain nie. Jy hoor God se stem. God praat met jou want hy wil, nie want hy moet nie. God het sy seun gegee vir jou en my, sodat ons naby kan wees, nie oor dat hy moes nie. God is God en hy doen wat hy wil. Hy het dit gedoen, want jy is vir hom belangrik. Want hy is lief vir jou, want jy is syne. En as jy nie geweet het nie, daar is nie iets soos perfekte mense nie. Daar is nie kondisies vir God, wanneer dit kom by verhouding met hom nie. Dis in die verhouding, wat ons meer soos Jesus word. Soos Kobus het laasweek so mooi gesê het, ons groot doel is om, so as kinders van God, en hoe ons nader aan daai doel kom, is deur naby aan Jesus te wees, want in die proses word ons meer soos Jesus. Dis ons doel, is ons word meer en meer en meer soos Jesus. Ek glo dat jy vandag iets beleef dat God is naby, dat God is by jou, dat hy het nie vergeet van jou nie, en dat hy jou raak sien, dat hy lief is vir jou, en dat in dit alles, selfs al klink dit anders as wat jy verwag, dat jy hom kan vertrou. En ek wil vir jou Psalm 34 vers 19 in die boodskapvertaling lees. Dit sê, die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is, weer nuwe moed. En as jy vandag hier sit en jy voel ver en jy voel gebroken en jy voel op die vloer, en jy voel niks werk uit nie, en miskien het jy al so hard probeer, en jy voel soos daai verlamde man wat sê, dis onmoontlik, ek het alles probeer wat ek moontlik kon doen, en dit het nie gewerk nie. Net Jesus is jou hoop vandag. Net Jesus, omdat hy naby is. En ek wil hê jy moet die prentjie kry waar ons eintlik almal daai vis op die vloer is. Ons is eintlik almal daai verlamde man. Maar sien vanoggend hoe Jesus by jou staan en vir jou sê, staan op. Staan op en loop. Nie, kom ek help jou tot in die water waar jy jou hoop insit nie. Ek is jou hoop.
Jy het nie ander hoop as Jesus nie. En hy sien jou raak. Hy het nie van jou vergeet nie. Hy gee om vir jou. En miskien kan ons vandag net Jesus se uitnodiging aanvaar om te sê, Here, ek kan nie meer sonder U nie. Ek kan dit nie meer self probeer doen nie. Here, self probeer werk nie, maar ek gaan kies om te glo dat U is goed en U is getrou, dat U my regtig raak sien. En ons weet, die Here kyk verby ons swakheid. Hy sien ons hele wese, hy sien ons hart. En nog steeds, in die diepste donker gedeeltes van jou lewe, sien hy jou raak. En hy kondem jou nie. Die Here se genade is vir ons genoeg. En ek het hierdie week, terwyl ek voorberei het, so beleef hoe die Here vir my sê, hy praat met my al is ek hardkoppig. Miskien is dit ook jy. As jy nou hardkoppig is en jy 'n stamp gekry het, dit is jy. Die Here praat met jou selfs, al is jy hardkoppig. Maar hy sal jou nooit los nie. Hy sal jou nooit begewe en verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. Hy is altyd, 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 altyd daar. God se hart is altyd om te restore en om te genees en om ons nader te trek aan sy hart, aan homself. Jesus het nie die verlamde man net al gelos op die vloer nie. Jesus het nie hom gediskwalifiseer oordat hy verskonings gemaak het en hardkoppig was nie, omdat hy die verkeerde prentjies gehad het nie. Jesus het herstel gebring, want dis wie hy is. Hy is die geneesheer, hy is die healer, hy is die een wat red, die enigste een. En as daar areas is wat jy nodig het om net jou planne en jou idees en jou frustrasies en daai areas waar jy dinge self probeer doen, net vir die Here wil gee vanoggend, is daar geleentheid daarvoor. Al daai areas waar jy jouself probeer goed genoeg maak om in die water te kom, beleef vanoggend hoe die Here vir jou sê, ek maak jou goed genoeg, ek trek jou nader, jy's in die water, omdat ek vir jou lief is. Kan ons nie vanoggend as gemeente kies om die Here te vertrou nie. En ek wil jou nooi om saam met my te staan vanoggend. Ek en jy is gemaak om God te hoor. Ons weet hy hoor ons. Maar ons is gemaak om sy stem te hoor. En God is nie stil nie. Call to me and I will answer.